Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Goeiedag en baie welkom by Evangelisasiestasie, waar ek, Roan Stein, julle ken ons nou al, Jacques Kien van Chumeb gemeente en Daniel Meiber van Oshiwarongo gemeente, saam met julle gesels, saam in die wandel in die woord van die Here. Vandag gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp en dit is gebed. Ons weet daar is al so baie geskryf en gesê oor gebed en baie mense dink gebed is 'n persoonlike saak, so wat kan ons nou nog enigsins praat of mense leer oor gebed? Maar gebed is die suurstof van ons geloofslewe. En dit is so belangrik en dit is, alhoewel dit so belangrik is, word dit ook soveel afgeskeep. En as ons nou eerlik is met onsself, hoeveel keer het jy nou al gebid? En nie net, Here, gee dit of doen dit nie, maar waarlik in gesprek met die Here getree. So baie welkom en ons hoop regtig dat jy ook hierby gaan baat vind. Jacques en Daniel, gebed. Wat is gebed? Is gebed belangrik? Maak dit saak of ons bid en of ons nou nie bid nie. Wat dink julle? Jacques of Daniel? Dankie. Nee, ek gaan sommer wegspring. Jy weet, ek hou van die verwoording wat jy sê, dis die suurstof van 'n mens se geloofslewe. En ek het sommer ook aan die voorbeeld gedink of aan die gesindheid gedink. As mens die Here werklik liefhet, dan sal 'n mens met hom wil kommunikeer, met hom wil gesels en praat. En 'n mens doen dit deur gebed. So ek dink 'n mens kan ook bepaal hoe gesond jou verhouding met die Here is deur na jou gebedslewe te kyk. En dis dalk ook 'n manier om te bepaal, want gebed is al wat ons kan doen teenoor die Here. As ons dink aan die verhouding tussen God en ons, dan is dit die manier waarop ons reageer en waarop ons kan terug reageer vanuit God se woord. Hy praat met ons deur sy woord, ons reageer daarop in gebed. En gebed behels baie dinge. As ons dink aan die psalms byvoorbeeld, dan sing ons daar's psalms van lof en eer en aanbidding, en ook psalms van vrae wat 'n mens het en worstel met God. So gebed sluit al daai tipe emosies ook in. Maar ja, ek wil maar net daarmee begin deur te sê, 'n mens se gebedslewe is gelyk aan jou verhouding met die Here, is gelyk aan jou geloofslewe. Voordat ons vir Jacques geleentheid gee om lekker te gesels, ek het eendag in 'n preek gehoor waar die predikant ook gepreek het oor gebed, toe vra hy, nou hoe gaan jou verhouding met jou vrou wees, of met jou meisie of jou ou wees, as jy vir 'n dag nie met hulle gaan praat nie? Jy gaan agterkom, iets is nie baie lekker in jou verhouding nie, daar is 'n krapperigheid. Nou dink net as jy vir 'n week of 'n maand nie met jou eggenoot of jou meisie of ou gesels nie. Dit beteken dat jou verhouding is ongesond. So dit is waar wat jy sê, dit sê baie van ons verhouding met die Here en hoe gesond dit is, of ongesond dit op die einde is. Jacques? Ja, ek dink, ek kan net by julle aansluit. Die wonderlike van gebed is, wat mens deurlopend moet verstaan, is dat dit deel is van die verbond wat die Here met ons gesluit het. Dis God wat uit 'n monopoliese standpunt, hy het homself na die volk toe gekom om te sê, maar hy wil deurlopend met ons in 'n verhouding leef waar hy ons God is en ons sy volk is, ons sy kinders is. En in daai verhouding vra die Here dan vir ons dat ons deurlopend met hom moet gesels, deurlopend hom in ag moet neem. En dis wat gebed is, dis ek wat as gelowige kind besef wie die Here is en hom glo, 'n pad met hom stap, besef wat hy vir my doen, sy hande werk in my en om my lewe sien in die skepping. En ek wil graag vir hom in my gebed ook dankie sê, en dis hoekom mense dan in die Heidelberg Katekismus Sondag 45 dan ook hoor dat gebed die vernaamste deel is van 'n gelowige se dankbaarheid. En dit is een van die grootste redes hoekom ons dan ook bid, is want ons wil dankie vir die Here sê, vir wie hy is, die feit dat hy met ons 'n pad wil stap wat ons eintlik nie verdien nie.
en die feit dat hy soveel liefde en genade aan ons skenk, wat ons in oorvloed elke dag kan beleef. En as mens dan vra, hoekom moet ons bid, dan wil ek eens 'n bietjie verder op uitbrei, dan stel jy vra, hoekom nie? As jy dan sien wie God is, en jy sien wat God vir jou doen, hoekom wil jy nie met hom praat nie? Jy het net 'n voorbeeld gebruik van die meisie, maar ek wil graag meer persoonlik maak, God wat homself as Vader aan ons openbaar. Hoekom wil jy met jou pa praat as hy vir jou geskenk gee nie? As jou pa vir jou elke keer geskenke gee in oorvloed, sê hy vir jou pa mos dankie sê. Nou hoekom wil jy met jou pa doen, jou hemelse Vader, wat vir jou elke dag gesondheid gee, asemteug, lewe, vir jou kinders gee, vir jou huis gee, en alles wat jy nodig het vir liggaam en siel. Hoekom sê jy vir hom wil dankie sê nie? En ek dink dit is dan die groot vraag wat mense eintlik by die mens moet opwakker, is om te besef hoe groot en hoe goed God eintlik is, sodat hulle die diepte en die wonderlikheid daarvan kan besef om te verstaan dat gebed eintlik 'n groot voorreg is. En ja, ek weet nou nie of ons so 'n bietjie verder op kan ingaan nie, dat mense sê, maar as die Here alles weet, hoekom moet ek bid? Dan is die antwoord eintlik rondom dit, die rede hoekom die Here vir ons met hom gesels in gebed, is van dit gaan twee kante toe. Wanneer ons dan in 'n verbondsverhouding met die Here leef, dan praat die Here met ons vanuit sy woord, en ons praat met hom in gebed. So selfs in die erediens is daar 'n tweegesprek aan die gang, waar ons deurlopend hierdie wisseling het tussen God wat praat en ons as gemeente wat dan reageer. En so is dit ook in ons lewens. God wat uit sy woord uit met ons praat, uit Bybelstudies, uit huisgodsdiens, ons persoonlike Bybelstudies, en in ons wat dan met die Here terugpraat in gebed, wat deur Jesus Christus dan ook ons Vader nader. En ek dink dit is die mooi agter wat mense dan besef agter gebed, is dat God vir jou as kind die voorreg gee om met hom te kan praat, selfs wanneer jy dink jou gebed skiet eintlik in die plafon vas. Of dis nie eintlik nodig om te bid nie, want ek is eintlik so laai emosioneel dat ek nie die pad kan met die Here stap nie. En dan wil ek net so 'n bietjie troos gee. Ek gaan so vinnig, net so vlugtig. Ek kan lank hieroor gesels. Dis eintlik 'n groot onderwerp. Romeine 8 gee vir ons 'n groot voorreg om te weet as gelowiges. En in Romeine 8 sê die Here, daar vir ons, ek wil net vir ons daar oopmaak, gee vir ons troos oor wat gebeur as ek nie die dag weet wat of hoe ek behoort te bid nie. Dan staan daar vers 26 van Romeine 8. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die hart deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit vir ons die wil van God vir die gelowiges. En dit is vir ons baie troostryk om te hoor, want God sê daardeur vir ons, selfs wanneer ons die dag oorweldig is en hy weet nie wat of hoe om te bid, veral wanneer mense by 'n oop graf staan, of wanneer mens iemand het wat by terminale kanker het, of iemand het wat regtig lelik seer gekry het in 'n karongeluk en jy sit in die hospitaal, of emosionele trauma en jy weet nie wat of hoe om te bid nie. Dan gee die Here eintlik vir ons troos, maar sy geeste in ons uitgestort as uitverkore kinders pleit ook self by die Vader. En dit gee vir mense dan troos. Ja, en ek dink die gebed is natuurlik 'n voorreg, maar ons ook 'n opdrag. Daar's 'n paar opdragte in die Bybel wat ons lees: bid sonder ophou, moet oor niks besorgd wees nie, maar maak julle begeertes deur gebed aan God en met danksegging God bekend. So dis ook 'n opdrag. Ek dink dis ook 'n opdrag want die Here weet, ons gaan nie sommer uit ons eie net wil bid nie. So hy lei ons ook. En dan die tweede ding is, wat ek net eintlik wil bevestig wat jy sê, is dit toon ons afhanklikheid voor 'n God. Ons weet die Here ken ons gedagtes, nog voordat ons gedink het ons gaan daaroor iets dink, weet hy dit. Hy weet wat ons nodig het, maar wanneer ons bid, dan bely ons ook daardeur, ons is totaal en al afhanklik van die Here. En dit is wat ons altyd moet onthou. Wanneer ons bid, dan weet ons, is nie uit ons eie uit, dat ons hierdie gesondheid het, of werk het, of dis nie uit ons eie uit, dat ons kragte kan opbou nie. Ons is totaal en al afhanklik van die Here. En dit is wat gebed ook so belangrik maak. Dit is 'n voorreg, dit is 'n opdrag, dit is deel van ons dankbaarheidslewe, soos Jaco gesê het,
En dit is hoe ons met God kommunikeer. Hy kommunikeer onder andere met ons deur sy woord en ons het die voorreg om terug met hom te kan praat deur gebed. Daniel, is daar iets wat jy vir ons nog wil sê? Ek wil net 'n laaste gedagte hier waarna ek gedink het is die voorreg, soos iemand ook net nou gesê het, die voorreg van gebed. En toe dink ek aan die hele gedagte dat ons nie nodig het om soos die Ou Testamentiese volk deur 'n priester ons gebede hoef te bid of deur 'n middelaar nie. Ons het volle toegang tot God. Met sy kruisiging het die tempelgordyn of die voorhangsel geskeur en ons het nou toegang tot God soos Hebreërs ook sê vir ons. En daai troos is om te besef, maar daar is 'n oop kanaal, kan ek sê, tussen ons en die Here. En ons hoekom gebruik ons dit nie? So dis maar net 'n laaste gedagte, dankie. Ja, baie dankie. Ons kan baie sê oor gebed en hierdie eerste opname is net, wat is gebed? Is gebed belangrik? En ons weet gebed is belangrik. Ons het dit nou ook so vanuit die skrif vinnig belig. So baie dankie dat jy saam geluister het. Ons hoop dat jy sal uitsien om na die volgende video's ook te kyk, wat gaan oor, wat leer ons oor spesifieke gebede in die Bybel, en dan die laaste opname gaan oor, is daar 'n regte en 'n verkeerde manier van bid? So asseblief skakel weer saam met ons in. Baie dankie Jacques en Daniel.